shoulders, knees and toes. Clap your hands and praise Him. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Clap your hands and praise Him. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Clap your hands and praise Him. Clap your hands and praise Him. Clap your hands and praise Him. Hallo maats, weer ek. Ok, van hierdie week sê gou vir my, wie van julle kan nog onthou die 5 goetertjies wat almal van ons moet doen elke dag om te kan groei as kinders van die Here? Nommer 1, Bybel lees. Nommer 2, bid. Nommer 3, gehoorsaam. Nommer 4, getuig. En nommer 5, ons moet by die kerk uitkom. Nou, dit is van hierdie week die 3de keer, gaan oor gehoorsaamheid. Nou daar in Matteus 7, vers 21, staan die volgende. Dink ek het dit laas keer ook vir julle net so genoem. Daar is hy. Party mense sê maklik vir my, Here, ons is mos u kinders. Maar weet julle wat? Baie van hulle wat so sê, sal nooit 'n plek in die hemel kry nie. Want hulle doen nie wat my hemelse Vader vir hulle in die Bybel sê nie. Party van hulle sal op die heel laaste dag voor my kom staan en sê, Here, maar onthou jy nie hoe ons vir ander mense van u vertel het nie? Ons het selfs duiwels uit mense weggejaag en baie wonderwerke in u naam gedoen. Dan sal ek vir daardie mense sê, ek ken julle nie. Van geen kant af nie, geen pad voor my, julle slegte spul. So, hoe moet ons seker wees? Dit is waaroor van hierdie week gaan, ons moet gehoorsaam wees. Ons moet gehoorsaam wees, dit wat ons in die Bybel lees. Nou, ek het hier 'n Russiese poppietjie. En die poppietjie gaan vir ons iets vertel van gehoorsaamheid. Nou, die boetie en sussie het, in die huis was 'n boetie en 'n sussie. En boetie was altyd maar groot meneerig en sussie moes dit maar altyd ontgeld. In die oggend sit hulle aan die tafel, hulle gaan net voor skool, eet hulle pap, hulle ontbyt of wat ook al, en boetie stamp vir sussie en sê, sit soontoe. En sy sê, nee, sit jy soontoe, ek was die eerste. En hy sê, sit jy soontoe, ek is die oudste. En soos hulle stamp in mekaar, stamp hy haar kos bo op haar skoolrok. En sy onmiddellik in trane, mama, kyk wat het boetie gedoen het alweer. Mama sê vir hom, vanaand as jou pa by die huis kom, gaan jou agter en brand. Skus hoor, ek sal dit nooit weer doen nie. Maar hy bedoel dit nie reg. Daai aand kom pa by die huis. En hy sê vir hom, jong man, kom hier so. Jou ma sê, kom hier in die kamer toe. Mama het met my gepraat. Ja, pa, ek is vreeslik jammer, ek sal dit nooit weer doen nie. Pa sê, nee, wag. Ek het 'n geskenkie vir jou gebring, wat vir jou gaan leer. Wonderlik, pa. Nee, pak slaan nie. Nee, geskenkie. Ek het vir jou 'n pop gebring. 'n Pop, pa? Wat moet ek met 'n pop maak? Ek is 'n seun. Geef my 'n bal of geef my iets anders dan maar 'n pop. Nee, sê pa. Los die pop. En elke keer dan maak hy sy stout, dan sê hy, ek is so jammer pa, ek sal dit nooit weer doen. En sê pa, kom ons gaan kamer toe. Kom in die kamer, haal hy die pop af, en dan haal hy nog 'n pop uit. Jy nog 'n pop, pa? Ja, maar wat moet ek leer? Moenie worry nie, sal jy leer. Ag pa, ek is vreeslik jammer, ek sal nooit weer doen nie. En dan is hy stout by die skool, en hy kry 'n pak slaan. Hy sê in die aand by die huis kom, sê pa, kom ons gaan kamer toe. Ag pa, vergewe my tog, ek sal dit nooit weer doen nie. En dan beklei hy sy sussie, gaan hy die kamer toe, sê papa, ek is vreeslik jammer, ek sal dit nooit weer doen nie. Ag vergewe my, dan doen hy dit maar net weer. Dan sê papa vir hom, jy moet vinnig jou huiswerk doen, jy mag nie gaan speel nie. En as jy hom weer kry, dan speel hy daar buite, en pa vanaand by die huis kom. Ag papa, vergewe my, ek sal dit nooit ooit weer doen nie, maar doen hy dit net weer. Dan beklei hy weer met sy sussie, dan sê papa, ag asseblief, ek sal dit nooit weer doen nie, vergewe my. En toe sê, uiteindelik is hy moedeloos. Want hy leer nie. En hy sê vir sy papa, maar ek weet nie wat ek moet leer nie. Papa sê vir hom, jou probleem was, jy was altyd te vol van jouself gewees. En jy moes eers leeg van jouself word, sodat jy
klein genoeg kan wees. Weet jy wat? Jy is eintlik so groot en so vol van jouself, dat selfs by wyse van spreke kan die Here nie eers sy hande om jou sit nie, want jy is te groot, jy is te belangrik. Jy moet eers klein word, sodat die Here jou binne in sy hand kan sit, en dan kan hy vir jou versorg. Ons maak ook baie keer so maats. Ons dink so baie van onsself. Ons dink ons kan dit reg doen in die lewe. Ons dink ons het nie regtig enigiemand nodig nie. Net wanneer ons begin swaar kry, wat ons nou vir die Here sê, ag, ek is vreeslik jammer, vergewe my, ek sal dit nooit weer doen nie. Maar wat ons eintlik sê is, ek het nie die Here nodig nie. Ek het nie die Here nodig vir my werk nie. Ek het nie die Here nodig vir my skool nie. Ek het nie die Here nodig vir dit of vir dat nie. En dit is verkeerd. En daai baie keer laat die Here toe dat goeders in ons lewe gebeur wat ons heeltemal leeg maak van onsself en klein, sodat hy ons binne in sy hand kan sit en vir ons kan sorg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons wil sorg. Dankie dat U vir ons binne in U hand sit en ons is veilig daar. Maar help ons dat ons nie so baie van onsself dink, dat ons dink ons is beter as ander, en dat ons nie nodig het om Bybel te lees, of te bid, of kerk toe te gaan, of al daai goed nie. Help ons om te leer. Die beste plek vir ons is binne in U hand. Amen. Sien julle volgende week.